In hierdie week se AMT John Deere graanoorse gesels ons oor die SND vooruitsigte vir hierdie seisoen, terwyl tariewe en weeromstandighede nou baie fyn dopgehou moet word. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Welkom by hierdie week se AMT John Deere graan en oliesaad markoorsig wat moontlik gemaak word deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. In die video's probeer ons altyd om 'n onafhanklike en eerlike opinie te gee oor faktore wat pryse kan beïnvloed sodat jy meer ingeligte besluite kan maak in 'n baie volatiele en onvoorspelbare omgewing. Like en share dan ook hierdie video's waar ook al jy dit kyk, dit sal ons baie help. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Johan Thesen, AMT se landbouekonoom, wat vir ons meer gaan vertel oor waar die Safex-markte tans verhandel. Die spotmaand witmielie-prys daal na R5.120 per ton, met die Julie 25 prys wat hoër is op R4.375. Die geelmielie spotprys styg na R4.816, met die Julie 25 prys wat hoër is op R4.345 per ton. Die sojaboon spotprys styg na R7.905, met die Mei 25 prys wat hoër is op R7.895 per ton. Die sonneblom spotprys daal na R8.910, met die Mei 25 prys wat laer is op R8.970 per ton. Die koring spotprys daal na R6.275, met die Desember 25 prys wat laer is op R6.333. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R5.358, met die uitgedopte Argentynse grondboonprys wat op R22.226 per ton is. Hierdie inligting word moontlik gemaak deur Zematic Irrigation Systems. Kry Zematic radkaste, motors en wiele teen 'n spesiale aanbod, beskikbaar terwyl voorraad hou. Kontak jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie vandag en investeer in 'n stelsel vir die toekoms. Groei saam met Zematic. Ja, ons gesels vandag bietjie en ons fokus op witmielie SND's, veral met nuwe nuus wat nou moontlik na die markte kan kom en moontlik so 'n bietjie druk op ons markte sit. Hier in ons gesels natuurlik weer saam met Johan Thesen, AMT se landbouekonoom. Johan, ons het internasionaal bietjie beweging in die markte gesien met die WASDE verslag wat laasweek uitgekom het. Vertel ons bietjie meer daarvan. Ja, hulle het rapporteer dat binnelandse mielievoorrade van Amerika met 5% laer is as wat dit die vorige maand was, en dit het redelik daai die geelmielie CBOT-prys skerp laat styg in Amerika. Dan die sojabone het met 5 miljoen bushels laer gegaan, so dit het ook redelik pryse opwaarts gedruk, maar nie so sterk soos wat mielies opwaarts gegaan het nie. Maar dan aan die ander kant, koring binnelandse voorraad is op hierdie stadium 22% meer as wat dit laas seisoen op dieselfde tyd was. En dit het ongelukkig daai prys bietjie afgedruk. Ja. So ek dink jy kan opsom, ek dink wêreldwyd bly sojaboon voorrade redelik genoeg, kan ek amper sê, met Suid-Amerika se groot oes, maar ek dink die storie van mielies is dat voorraadvlakke wêreldwyd, plaaslik en internasionaal redelik onder druk bly. Wat is die goed waarvoor ons moet uitkyk? So ons sien binnelands pryse is hoër of spotmaandpryse is hoër as gevolg van die ouens wat nog nie kon strip is, ons het nat toestande die afgelope tyd gehad. In Amerika se sin, hulle begin plant nou eers hulle nuwe seisoen en hulle is ook laer pryse. So al hierdie faktore, saam met Argentinië wat klein bietjie laer mielies produseer, is al die wêreld voorraad net so klein bietjie op 'n laer vlak. Hulle wat nou begin nou plant, ek weet hulle is al 'n entjie weg met hulle plant, die Amerikaners. Hoe lyk hulle weeromstandighede vir die aanplanting? Vir die aanplantings op hierdie stadium lyk dit nog goed, maar die weervoorspelling sê dat hulle oor die naweek en vroeg volgende week reën kan kry. As hulle daai reën kry, omdat die binnelandse voorraad so min is, gaan hulle mark baie sensitief wees teen enige weer nuus wat uitkom. So met die reën, as hulle nou weer reën wel realiseer, kan ons sien dat die prys hoër gaan, want dit is nou die skok dat daai seisoen of die plantseisoen bietjie later kan begin. So enige weersnuus of hulle later begin, droogte wat kom, te veel reën wat versuipings of verstromings veroorsaak, al daai opskrifte gaan baie opwaartse momentum in die mark gee, al is daai nuus nie so in die werklikheid nie so groot nie, net die feit dat die nuus uitkom en hulle mark so sensitief gaan wees, kan daai effek hê.
Ek dink die groot olifant in die vertrek natuurlik is op die oomblik die Trump-tariewe wat ons het. So daai fokus van dit gaan natuurlik baie meer op die sojaboonmark wees as hierdie verhouding tussen China en Amerika nou verder versuur. Wat se effek kan dit moontlik op uitvoere hê na China toe en wanneer? So as ons eers kyk na die pryse, sien ons daai effek van die tariewe is baie volatiel op die pryse. So toe Trump aankondig dat hierdie klomp verskillende lande die tariewe gaan hê, toe val die pryse. Toe hy aankondig, daar gaan nou 90 dae stop kom op die tariewe, toe gaan pryse weer op, maar China se tariewe het gebly, so sojaboon 'n bietjie negatief reageer. Ek dink wel omdat Suid-Amerika nou in die mark is, hulle stroop nou, so hulle groot volumes is nou in die mark, sien ons dat tradisioneel China oorspronklik nou daai mielies van die sojabone van hulle af invoer. Maar later in die seisoen, wanneer Suid-Amerika nou redelik uit die mark uit is en Amerika begin stroop hulle sojaboon-oes en hulle volumes kom nou in die mark in, en daai verhouding is nog steeds op 'n slegte plek, dan kan ons sien dat China vir ander markte begin soek as hulle nog sojabone nodig het. So daar's miskien 'n geleentheid vir lande soos Suid-Afrika of ander lande wat dan nou daai uitvoere kan kry. Sou hulle op baie stadium nou nog die voorraad nodig Ja, het. ons verwag dit gaan meer hier later die jaar wees, September, Oktober, November moontlik wat daai effek in die mark gaan inkom. Johan, plaaslik, ek het nou gepraat van die SND's. Ons het nogal interessante nuus van Afrika afgekry, as ek dit so kan noem, wat nogal baie groot effek op ons plaaslike mark in het. Ja, ons het gerugte gehoor dat Zimbabwe gaan hulle invoer van mielies van Suid-Afrika af te stop. En dit kan 'n redelike groot effek op ons plaaslike mark en nie net in terme van vraag van ons mark af nie, maar ook die hoeveelheid mielies wat ons binneland dan op die oomblik gaan hê. Hoekom sal hulle noodwendig dit stop? Ons pryse is dan nou so laag. Ja, ek dink die ding wat ons sien is ons pryse is so laag dat hulle boere, Zimbabwe se plaaslike boere nie kan kompeteer in daai mark nie. So hulle stop daai invoere om hulle plaaslike produksie en hulle plaaslike produsente te beskerm. En ons het dit al gesien in die verlede. Ja, ons het al gesien 2016 het hulle dit gestop, 2018 het hulle dit gestop, 2021 het hulle dit gestop. Van daai invoere wat hulle gestop het vir 'n langer tyd geduur, baie bietjie vir 'n korter tyd gesien, maar elke keer wanneer ons pryse te laag is of hulle te groot oes, sien ons dat hulle vir 'n gedeelte van die mark of vir 'n hele jaar, seisoen selfs, daai invoere totaal stop. As jy in die Afrika video ook nog gaan kyk, Jacques Pinaar het gepraat van dalk 'n 3 maande periode wat hulle wit mielies, en dit is natuurlik baie gefokus nou eerder op wit mielies as geel mielies, wat hulle dit moontlik gaan stop. Hy het in die video ook dan nou gesê, hulle beplanning is om omtrent 1 miljoen in te voer, waarvan 80 tot 90% van die Suid-Afrikaanse mark kan kom. So gee ons 'n bietjie syfers, wat gaan die impak moontlik op ons SND's wees? Waar staan ons uitvoer tans, ons uitvoerverwagtinge tans, maar wat kan die effek wees as hierdie uitvoere nie uitgaan nie? Ja, so as ons spesifiek gaan kyk, ek dink ons moet dit opbreken na 'n worst case scenario en 'n gemiddelde scenario. So ons het 'n bietjie gaan kyk na die 5 jaar gemiddeld van uitvoere wat ons na Zimbabwe toe stuur. Dit staan so rondom 350.000 ton. So as ons dit kan vat as net beter jare al. Ja, swakker beter jare hierdie jaar ingesluit of die seisoen wat ons nou het ingesluit. Dan staan ons om so 350.000 ton. So as ons daai uitvoere verloor en ons huidige oordragsvoorraad vir wit mielies op hierdie stadium is 958.000, dan gaan ons op net so oor die miljoen wees, 1.3 miljoen plus minus wees wat ons aan oordragsvoorraad het, wat redelik 'n gemiddelde oordragsvoorraad is wat ons vir die afgelope tyd aan gesien het. Maar as ons daai 800.000 wel gaan verloor, wat as ons nou na 'n worst case scenario toeskuif, dan gaan ons hier op 'n 1.7 miljoen ton se oordragsvoorraad na toe kyk, wat van die hoogste oordragsvoorraad was wat ons al ooit gehad het en wat baie goed korreleer met 2018-19 seisoen. Ja. En dit kan groot druk op pryse plaas. Maar is baie interessant hoe beter ons plaaslike produksie is, hoe swakker die pryse is, hoe mense dink eintlik jy moet baie meer uitvoer kompeterend wees, maar hulle het nou spesifiek daai mark gaan toemaak om hulle plaaslike produsente te beskerm, en soos ons nou genoem het, dit het al gebeur. So dis nogal iets waarvoor ons wel moet uitkyk, en daai, jy het gesê 18 seisoen, 18-19 seisoen, wanneer ons pryse so laag was, en ons dan dus ook daai uitvoermark dan verloor het. So weer eens, dit kan addisionele
druk dan op ons markte plaas, soos ons in ons oestyd in beweeg, soos verseker iets waarna die prosente oor op die grond moet hou. Ja, as ons dit bietjie in 'n perspektief kan gaan stel, kan ons sien dat die NMC wat 'n amptelike statistiek gewer is in die Suid-Afrikaanse mark, skat dat ons so 1.2 miljoen ton se witmielies gaan uitvoer vir die seisoen. So as ons sê dat ons, kom ons gaan op die gemiddelde voorbeeld, ons verloor 350.000 ton na Zimbabwe toe, dan sit 'n kwart van ons totale witmielie uitvoere wat ons verloor. Ja. So dan gaan ons hier op 900 ton se uitvoere staan. Ja. Maar as ons gaan na die worst case scenario's toe, dan kan ons net op 400.000 ton se uitvoere staan, wat dan 'n 3/4 van ons uitvoer, totale witmielie uitvoer is, wat regtig 'n groot effek op pryse kan hê wanneer dit realiseer. Ja. Maar weer eens, ek moet sê, die Afrika-markte en die regerings soos Zimbabwe en Botswana en so voort, hulle bly maar volatiel en het verander van dag na dag. Maar dit is iets wat nou begin ontstaan. So, as julle gaan hoor, sulke tipe gerigte hoor, maak seker julle beskerm dan, ek dink die onderkant toe, waar daai pryse kan gaan, want dit kan addisionele druk dan ongelukkig op die witmieliepryse sit, wat maar half kan ek sê, 'n dier op sy eie is, en gewoonlik die Afrika-mark, waar dan redelik 'n groot rol met dit speel. As ons so vinnig na sonneblom, koring vinnig gaan kyk, Sonneblom en sojaboon, ons sien daai pryse, spotmaandpryse en ook meipryse kom redelik nou af. Die verwagting is dat meeste van daai volumes word nou gestroop. Die lewerings is geboek, so die mark verwag hy volumes op in te kom. So dit is maar net jou tradisionele stroopdruk wat afkom. Koring aan die ander kant, weet ons gaan die produsente nou binne die volgende maand of paar weke gaan hulle nou begin stroop. So dan gaan ons ook nou 'n beter idee kry van hoe lyk ons oes vir Desember, maar daai pryse op hierdie stadium kry begin plant, sorry. Gaan begin plant, so ons gaan ook die idee kry van hoe groot is daai oes, maar ongelukkig trek koringpryse op hierdie stadium swaar, wat ek dink baie van internasionale markte afkom. Ja, en dan ander faktore wat ons in ag moet neem is natuurlik die wisselkoers wat baie verswak het. Hy het intussen weer bietjie teruggekom hier na die R19 toe. So daai wisselvalligheid sal ongelukkig van week tot week of dag tot dag dan ook 'n groot prysdrywer wees. En internasionaal moet ons seker weer nou dophou soos Amerikaanse aanplantings aangaan. En dan moet ons Inisië uit Zimbabwe dophou. Dit kan baie druk natuurlik op ons pryse sit. Dankie Johan, altyd lekker om te gesels en skakel in volgende week. Ons gaan verseker julle op hoogte hou vir as daar nuwe nuus uitkom. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by aimtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Julle kan ook by ons WhatsApp gemeenskapsgroepe aansluit. Al die skakels is in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.